Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na die reëls wat van toepassing is op 'n kartesiese vlak. Eerstens moet jy weet dat hierdie is my x-as en hierdie is my y-as. Dis gewoonlik nie moeilik om te verstaan nie. Die volgende ding wat ons moet weet, hierdie word die oorsprong genoem. Dis waar die y-as en die x-as mekaar ontmoet. Die volgende moet ons weet, hier is waar die x-as positief is, hier is waar die x-as negatief is, y-as positief, y-as negatief. Ons skryf gewoonlik die x-as se naam daar, dat dit die x-as is en die y-as enige plek hierbo. Die pyle wat hier by punte geskryf staan, beteken die as gaan aan so ver soos hy wil boontoe en so ver soos hy kan ondertoe. So ver soos hy wil die kant toe en so ver soos hy wil daai kant toe. As jy dan verder oplet en na die prentjie kyk kreatief, kan jy sien dat hy in kwarte ingedeel is. Hierdie word dan die eerste kwadrant genoem, tweede kwadrant, derde kwadrant en die vierde kwadrant. Onthou wat die sterkkinders gewoonlik nou vir jou sê, dis nie hoe 'n horlosie omloop nie, nee, ons tel so teen die horlosie om. Ons begin hier by die eerste, tweede, derde en vierde kwadrant. Die volgende ding wat baie mense mee sukkel tot hulle dit onder beheer het, so jy moet hierdie baie hard vir my gaan oefen, is waar is x gelyk aan 2 en waar is y gelyk aan 2? Dink so lank wat ek vir jou die antwoord gaan sê. As mens in die begin vir iemand vra waar is x gelyk aan 2, dan gaan hy op die x-as, daar by 2 en sê vir jou dis net daar. Maar let op, dit is nie daar nie. As jy nog gaan kyk na hierdie rooi kolletjies wat ek hier afgemaak het, dan jy weet hulle elkeen se koördinaat is x2. So daar het ek geskryf hierdie koördinaat is y is 4 en x is 2. Hierdie een is y is 1 en x is 2. So elke keer het hier 'n x gestaan wat 2 is. So hierdie hele lyn wat hier afloop is waar x2 is. So as iemand my vra waar x gelyk aan 2 is, gaan ek my vingertjie hierso oral op hierdie lyn op en af laat beweeg. X is gelyk aan 2. So waar sal x is gelyk aan 5 dan nou wees? Dan sal ons met ander woorde net opskuif tot daar by 5. Dis waar x gelyk aan 5 is. Die volgende vraag is dan, waar is x gelyk aan min 2? Dan sal ons met ander woorde net opskuif tot hierso waar x min 2 is. Daai hele lyntjie daar is waar x min 2 is. Die volgende vraag is dan, waar is x gelyk aan 0? Dan skuif ons lyntjie net tot hier waar x is gelyk aan 0. Almal sukkel gewoonlik daarmee, want daar is nie eens 'n 0 daar iewers nie. So die x is gelyk aan 0, lê op die y-as. Die volgende vraag is, waar is y gelyk aan? Y is gelyk aan 2. Gewoonlik gaan die mense af op die y-as en sê dan, dit moet seker daar wees, daar waar die y2 is op die y-as. So y is gelyk aan 2, sal hier wees op die y-as by 2, daai hele lyn daar is oral waar y2 sal wees. Die volgende een is y is gelyk aan 1. Hy sal ons dan afskuif tot hier waar y is gelyk aan 1. So hier, oral op hierdie lyn, is y gelyk aan 1. Nou vra hulle vir ons, waar is y gelyk aan 0? Dan sal ons met ander woorde ons lyntjie net skuif en ons lê op die x-as wees, daar is waar y gelyk aan 0 is. Die laaste een dan, waar is y gelyk aan minus 2? Dan gaan ons hier af op die y-as tot by minus 2. En daai hele blou lyntjie is waar y gelyk is aan minus 2. So jy moet jou kop daar omkry, sonder die strepe nou. X is gelyk aan 1, sal hier lê. X is gelyk aan 0 hier. X is gelyk aan minus 5 hier. Y is gelyk aan 2 hier. Y is gelyk aan min 2 hier. Y is gelyk aan 0 hier. Dit moet jy kan wys vir 'n maatjie en hom ook leer wat jy weet. Hier het ek nou 4 kolle gemaak, 'n rooie, 'n swarte en 'n bloue. Hulle elkeen het hulle eie koördinate. Nou koördinate is die eerste nommer is 'n x-waarde altyd en die tweede nommer is 'n y-waarde. Maklik om te onthou, in die alfabet kom dit mos x, y, z. Ons kry eers die x, dan die y. Dan moet ons 'n punt komma tussen hulle sit om hulle uitmekaar uit te breek. Goed, nou moet ons net kyk hoe werk dit. Hier het ons mos gesê x is min 2, dus kom ons daar 'n min 2 geskryf het en y is 1. Daarom is dit dan die koördinaat van daai punt. X is min 2, y is 1. Hierso kan ons sien x is 5, is die eerste nommer, en y is 1. So dis daai koördinaat, weer x eerste, y tweede. Hierdie koördinaat is x3, so ons hom eerste geskryf het. En y is min 4, want hier is oral waar y min 4 is. Die laaste feit van hierdie video is, dat op 'n kartesiese vlak, mag jy verskillende intervalle gebruik op verskillende asse. Maar as jy die y-as besluit om 1, 2, 3 te hou, moet jy alles dieselfde hou op daai as. Maar dit kan verskillend wees op hierdie as. Hier het ons gespring 3, 6, 9, solank ons net bly min 3, min 6, min 9. Ons moet by 0 elke keer in die middel begin. Hier is nog een, ek het op die x-as intervalle van 10, 20, 30, moet ek bly in 10, min 10, min 20, min 30. Toe gebruik ek 'n interval van 100 hierso, 100, 200, 300, maar ek moet bly in 100s op die y-as. Hier het ons dan 'n x-as gebruik met intervalle van 1 en hier opgegaan in 5 en af met 5.
Hierdie moet dieselfde interval bly, en hierdie kan 'n ander, maar dieselfde interval wees. So jy mag verskillende intervalle, maar dieselfde op een as gebruik. Hier kon jy nou enige aan een van jou eie uitdink. Daai asseblief aan of jy van die video gehou het al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. Onthou, indien daar iets is wat jy nie seker oor is nie, kan jy vir ons 'n WhatsApp fotootjie stuur na die nommer toe, dan sal ons vir jou 'n videoetjie maak en verniet plaas op hierdie kanaal, dat ander mense ook kan baat vind by jou vraag.